welkom by vandag se dagboodskap. Ek hoop dat dit met jou goed gaan, daar waar jy is. As ons nou terugkyk, dan is daar nou al 13 dae van hierdie tydperk van inperking agter die rug. En daar lê nog 'n stukkie voor, en vir hierdie stukkie wat voor lê, het die Here vir ons 'n baie besondere boodskap ook weer vandag. Die boodskap wat hy vir ons het vandag, kom uit Psalm 23. Nou Psalm 23, soos ons weet, is seer sekerlik die bekendste psalm. Klaarblyklik is dit saam met Johannes 3 vers 16 van die bekendste tekste in die Bybel. Oral in die wêreld waar Christene is, ken hulle Psalm 23 en Johannes 3 vers 16. Vandag fokus ons op Psalm 23. Nou, voordat ons uit Psalm 23 lees, moet ons miskien net eers vir mekaar sê, die Psalm bestaan uit twee beelde, twee metafore wat gebruik word. Die eerste 4 verse is die van 'n herder met sy skape, en die tweede beeld wat gebruik word, is die van 'n feesmaal. So vandag sal ons aan die eerste 4 verse aandag gee. En ek dink dit is ook baie goed en reg dat ons dit nou doen, want Vrydag is die Here wil, is Goeie Vrydag. En daar het ons herder, wat Jesus is, ook sy lewe vir ons gegee. As ons vandag dan kyk na hierdie Psalm, dan sien ons in vers 1, dat die Psalm begin om te sê, die Here is my herder. En ek wonder of jy al daaraan gedink het, waar op hierdie eerste 5 woorde van hierdie Psalm, watter van daardie woorde moet die klem eintlik opval? Ek dink die belangrikste is dat ons mekaar sê, die klem moet op almal val. As ons gou daarna kyk om te sien, dat die Here is my herder, die spesifieke Here, nie 'n onbepaalde, dis die bepaalde lidwoord, nie iemand onseker wat ook al nie, maar die Here wat homself openbaar het, aan sy volk en ook aan ons. Die tweede woord is die Here, dis die Here God, dis die Here wat sy beloftes waarmaak, dis die Here wat sy beloftes gee, wat vir ons troos, wat vir ons in hierdie wêreld so baie goed is. Die derde woord is, hy is my herder, hy moet dit nog eers word nie, dis ook nie, hy was my herder nie, hy is my herder. En dan die vierde klem, wat ons op kan fokus is, dis my herder. Dis vir elkeen van ons so persoonlik. Die Here sê, ek is nie iemand anders se herder net vir hulle nie, is ook jou herder. Hy is ook my herder. En dan natuurlik, die woord herder moet ons reg verstaan vanuit die beeld wat daardie tyd gebruik is. En dit is waar die herder voorgeloop het en die skape hom dan gevolg het. En as ons dit dan besef, dat die Here is my herder, dan sien ons dat die volgende deel van hierdie vers sê, ek kom niks kort nie. Nou dis nou nogal 'n gevaarlike woord as 'n mens dit uit konteks uit sal haal, want dit kan so maklik wees dat 'n mens kan alles opnoem wat jy in hierdie wêreld nog nodig het. En dan kom dit kort en kom dat kort en wie weet wat ook al. Maar uiteindelik kom die Psalm en sê, as ek die Here as herder gevind het in my lewe, het ek alles gevind wat ek nodig het. Ek het nie meer as hom in my lewe nodig nie. En dis die wonder daarvan. Die motivering vir hierdie pragtige Psalm word dan nou van vers 2 af verder dan ook gegee. Hy laat my in groen weivelde rus. Nou natuurlik, groen weivelde is nie die mees algemene verskynsel in Palestina nie, maar hierdie herder bring sy skape by groen weivelde, 'n lushof vir die skape. Dis die lekker tye, dis die goeie tye. Hy bring my by waters waar daar rus is. Waters waar daar rus is geleentheid waar die skape dan kan drink. So hulle kan gras eet en hulle kan drink. En hierdie waters, by die water, is daar ook natuurlik die beskerming. En die beskerming is dat wilde diere geweet het, dat dit die manier is om dan ook die skape te kan aanval. Maar waters waar daar rus is waar die Here nog steeds ook sy beskerming gee. Groen weivelde, waters wat rus is, waar daar rus is. Altwee sterk beklemtonings om vir ons te herinner daaraan, dat die Here vir ons bederf, dat hy vir ons goed is, dat hy mooi dinge in ons lewe gee, dat uit sy hand, sê Psalm 16 mos, kom net wat mooi is, die goeie tye. As jy terugdink aan jou lewe, soveel van hierdie mooi geleenthede wat die Here dan ook vir jou gegee het. Hy gee my nuwe krag. Uiteraard is dit versterking. Die versterking wat ons vind, dat ons dan ook kan weet dat hy lei ons op die regte paaie tot die eer van sy naam. Maar hierdie Psalm tot hiertoe is 'n paradijspsalm. Dis 'n utopia, dis 'n mooi geleentheid, dis iets wat ons dalk sal soek en sê, waar kry ek dit ook? Want
Daar is nie net groen weivelde in ons lewens nie. Daar is nie net waters waar daar is nie. Nee, Psalm 23 is so mooi psalm omdat dit 'n baie realistiese psalm ook is. 'n Psalm wat vir ons sê, selfs al gaan ons deur donker dieptes. Die 1953 vertaling het dit beskryf om te sê, al gaan ek selfs deur 'n dal van doodskade weer, dan sal ek nie bang wees nie. Let asseblief op die eerste woord wat in vers 4 gebruik word. Selfs al gaan ek daardeur. Ons moet nie die fout maak om te dink dat kinders van die Here, dat Christene, mense wat in die Here glo, dat hulle gevrywaar is van slegte nuus, van teenspoed, van moeilike omstandighede. Nee, dit gaan ook kom. As jy in hierdie wêreld leef, tref dit 'n mens partykeer, en baie keer wanneer jy dit nie verwag nie, wanneer jy dit nie wil hê nie, wanneer jy nie daarvoor sou gekies het nie, maar dit tref ons. En nou sê Psalm 23, selfs al gaan ons deur donker dieptes. Die werklikheid is daar, maar dan is ons nie alleen nie. En ons hoef nie bang te wees nie, want ons is in die Here se hand. Die Here hou elkeen van ons vas. Hy hou ons styf vas. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy dat jou omstandighede te groot word, dat dit te moeilik is, dat ek dit nie meer kan maak, ek gaan dit nie meer kan maak op my eie nie? Vir jou goeie nuus, daar is 'n herder, wat ook sy liefdesaanbod vir jou maak, om vir jou te sê, hy wil jou herder wees. En vir elkeen van ons, vir wie die Here reeds 'n herder is, wat 'n heerlike troostboodskap en belofte dat die Here sê, hy hou ons in sy hand, niks kan ons daaruit ruk nie. Johannes 10 vers 28. Ja, ek wil sê, ek hoor dat mense sê, in hierdie tyd waarin ons leef, is hulle routine omvergewerp, hulle slaappatrone is aangeraak, en hulle sukkel om te slaap in die aand. Nou, een van die maniere waarop mense sê, jy weer aan die slaap kan raak, is mos nou om skape te tel. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek dink nie jy hoef skape te tel as jy nie kan slaap in die aand nie. Het is baie beter om eerder met die herder te praat. Dit is 'n sinvolle oefening. Mag jy hierdie dag, en in besonder dan ook die opbou tot Goeie Vrydag, die vreugde, die goeie tye uit die Here se hand ook weer raak sien, en ervaar en beleef en geniet. En mag die Here vir jou seën en vir jou lei, in elke situasie in die wêreld waarin ons mag bevind. Onthou asseblief om brood en wyn of druiwesap gereed te kry vir Goeie Vrydag se nagmaal daar by jou huis. En sing gerus hierdie lied saam.